O Here God, in U oneindige wese lê al die skatte van wysheid en waarheid en heiligheid opgesluit. En nou is ons gebed, Here, laat die deugde van U karakter tog in my siel ook vorm aanneem, deur my voortdurende gemeenskap met U. Die gawe van 'n dankbare en 'n tevrede hart. Die gawe om geduldig op U vrede te wag en U onmiddellik te gehoorsaam as U my roep. Die gawe om moedig deur lyding of gevaar te gaan. Die gawe om swaar kry te verduur omdat ons vir Christus lewe. Die gawe om onbevrees op te staan vir wat reg is. Die gawe van selfdissipline. Die gawe van eerlikheid teen elke prys. Die gawe om ander te behandel soos ek behandel wil word. Die gawe van sagmoedigheid, sodat ek ander nie te gou sal oordeel nie. Die gawe van beheersheid, sodat ek nie te gou sal praat nie. Die gawe van vergifnis teenoor almal wat my veronreg het. Ja, ook die gawe van begrip vir hulle wat swakker is. Die gawe van verlange dat U hierdie gebed sal verhoor. En nou Here, kom verlig asseblief ons denke deur U Heilige Gees. Skenk ons die genade om U woord aan te hoor met eerbied en 'n nederigheid, waarsonder niemand U waarheid kan begryp nie. En dit bid ons om Christus ontwil. Amen. Lukas 20, vers 27, ek lees uit die 2020 vertaling. Ek wil net seker maak as die klank reg. Julle hoor, mooi, goed. Lukas 20, vers 27. 'n aantal Sadduseërs, dit is die mense wat ontken dat daar 'n opstanding uit die dood is, kom toe nader en vra vir Jesus: Meneer, Moses het vir ons voorgeskryf, as iemand 'n getroude broer het wat kinderloos sterwe, moet hy met sy broer se weduwee trou en vir sy broers kinders verwek. Nou was daar 7 broers. Die oudste het getrou en kinderloos gesterwe. Ook die tweede en die derde het met die weduwee getrou en kinderloos gesterwe. En so het dit met al 7 gegaan. Daarna die vrou ook gesterwe. Die vrou nou, wie se vrou word sy met die opstanding? Al 7 het haar mos as vrou gehad. Jesus sê vir hulle, in hierdie wêreld trou die mense met mekaar, maar die wat waardig geag is om deel te hê aan die toekomstige wêreld en aan die opstanding uit die dood, trou daar nie meer nie. Hulle kan ook nie meer sterwe nie. Hulle is soos die engele. Hulle is kinders van God, omdat hulle uit die dood opgestaan het. Dat die dooies opgewek word, het Moses ook aangedui waar hy in die gedeelte oor die doringbos praat van die Here, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob. Hy is nie 'n God van dooies nie, maar van lewendes, want by hom leef hulle almal. Toe sê sommige van die skrifgeleerdes, meneer, u het goed geantwoord, en hulle het nie meer gewaag om hom 'n enkele vraag te stel nie. Tot sover. Dit is die leesloose teks ook vir hierdie week, en ons gaan ook in die klein groepe daarby stil staan, Lukas 20. Baie van julle het waarskynlik al die gelykenis gehoor, gelees van Dr. Wayne Dyer, wat hy vertel van die 2 babietjies in die moeder se baarmoeder wat met mekaar begin gesels. En een van hulle vra, glo jy in lewe na geboorte? En die ander een sê, maar natuurlik, daar moet iets wees na geboorte. Miskien is ons hier om onsself voor te berei vir dit wat later wag. Nee, dis onsinnig, sê die eerste. Daar's geen lewe na geboorte nie. Wat 'n lewe sou dit nou wees? Wel, ek weet nie, maar daar sal seker meer lig wees as hier. Miskien sal ons met ons bene kan loop en met ons monde kan eet. Miskien sal ons ander sintuie hê wat ons nou nog nie kan verstaan nie. Ag nee, dis belaglik, sê die een baba. Om te loop is tog onmoontlik. En om met ons monde te eet, onsin. Die naaldstring voorsien ons van al die voeding en alles wat ons nodig het. Maar die naaldstring is so kort. Lewe na geboorte is dis logies onmoontlik. Maar die tweede hou vol, wel,
Ek dink daar is iets, en miskien is dit anders as hier. Miskien sal ons hierdie fisiese tou nie meer nodig hê, wanneer ons gebore is nie. Nonsens. En boonop as daar lewe was, waarom het nog niemand van daar af teruggekom nie? Geboorte is die einde van lewe, en na geboorte is daar niks behalwe duisternis, stilte en vergetelheid nie. Dit lei nêrens heen nie. Wel, ek weet nie, sê die tweede, maar ek glo ons sal beslis vir moeder ontmoet, en sy sal na ons omsien. Moeder? Glo jy regtig in 'n moeder? Dis lagwekkend. As daar 'n moeder was, waar is sy nou? Ja, sy is oral rondom ons. Ons is omring deur haar. Ons is uit haar. Dit is in haar dat ons leef. Sonder haar sou ons nie kon bestaan nie. Wel, ek sien haar nie. So dis logies dat sy nie bestaan nie. Op die tweede antwoord. Soms, wanneer jy stil word en fokus en mooi luister, kan jy haar teenwoordigheid aanvoel en jy kan haar liefdevolle stem hoor wanneer sy van bo af na ons roep. Een ding wat hierdie gelykenis wil sê, is 'n mens kan nie eintlik gevolgtrekkings of afleidinge maak oor die hemel of oor 'n lewe na die dood op grond van hoe die lewe nou hier op aarde is nie. En Jesus self kom leer ons iets daaroor ook vanoggend, as ons teksgedeelte lees. Sy antwoord op die Sadduseëse strikvraag het nie net verhelderende implikasies oor die hiernamaals nie, maar ook oor die nou, die hier en nou, 'n troos. Maar voor ons daarby uitkom, daar's wel een ding wat Jesus se antwoord en die Sadduseëse vraag gemeen het, waaroor hulle sou saamstem. Hulle stem daaroor saam dat hierdie lewe, soos ons dit ken, deur die dood beëindig word. Ag, en besef ons dit nie, maar almal al te dikwels, as ons gekonfronteer word met ons eie broosheid en sterflikheid en eindigheid in die skadu van die dood nie. Natuurlik in verskillende grade van intensiteit. Ag, ek het self onlangs my eie pa verloor en ek mis hom nou nog baie. Ek kan net dink hoe baie van julle moet voel. Maar so staan ek ook donderdagmiddag saam met my vrou by die veearts, sommer so 'n stukkie uit die Engelbreg huishouding. Ons wit kat Casper, wat 16 jaar is sy organe het begin ingee en hy haal swaar asem en ons besluit, ons wil nie dat hy ly nie. Ons vat hom na die veearts toe en my vrou is hartseer. Die veearts se assistent staan nader met 'n boksie tissues. En soos die kat aan die slaap raak in hande, staan beide van hulle simpatiek nader. Ek glimlag dankbaar in my binneste oor ek kan hoor dis 'n ingeoefende antwoord, maar dit troos tog in daardie oomblikke. Ons is jammer oor julle verlies, mevrou. Ons is almal mos maar weerloos teen skoppensboer wat deur die nag ons pret beloer en laaste lag. So het Eugene Marais dit gedig. Dalk sal julle kindsinniges die lewenslustige musiekblyspel van lang gelede, Seven Brides for Seven Brothers, onthou. Baie mooi. Dit handel oor 7 broers wat in die Willebeste bly. Nou jy kan dink die Willebeste is hier maar 'n bruide nie volop nie. Dis 'n rariteit. Maar soos dit gaan in 'n blymoedige, hoopgewende musiekblyspel, kry elke broer uiteindelik sy bruid. Happy ending. Hierdie musiekblyspel is beslis nie deur die Sadduseërs geskryf nie, want hulle komplekse, swartgallige storie vandag se titel is Een bruid vir 7 broers. 'n Groepie van hulle nader Jesus met die vraag oor die lewe na die dood, en hulle doen dit met 'n slim storie, hulle eie gelykenis. Hulle besef egter nie dat hulle eintlik besig is om die krag van God te onderskat nie. En Jesus se reaksie impliseer dit, dat hulle geen idee het
wie God regtig is nie en waartoe hy in staat is nie. Daarom vra hulle dom vrae oor die lewe hierna. Gou nog 'n vinnige storie as 'n analogie. The Phantom Toll Booth. Dit is 'n kinderboek wat al geskryf is hier in die 60er jare deur Norton Juster. Vertel die storie van 'n verveelde seun Milo wat onverwags 'n tolhuis, 'n tolbooth ontvang. En omdat hy verveeld is en niks beter het om te doen nie, vat hy sy speelgoedkar en hy jaag deur hierdie tolhuis. Maar dit is 'n towertolhuis. En soos wat hy daardeur jaag, gaan hy 'n fantasieland binne, die koninkryk van wysheid. Daar ontmoet hy 2 troue metgeselle en saam gaan hulle op 'n opwindende avontuur. Hulle moet die 2 prinsesse van hierdie koninkryk gaan red. En op hulle tog ontmoet hulle die 12-gesig dodekahedron. Julle wiskundiges sal weet wat 'n dodekahedron is. Dit is 12 vlakkige figuur, kubus tipe figuur, né? Maar as die simbool van wysheid van hierdie land. 'n Spesialis in probleme oplos, die dodekahedron. Ek is nie baie goed met probleme oplos nie, bely Milo sommer baie gou. Wat 'n jammerte, sug die dodekahedron. Probleme is eintlik baie nuttig. Het jy geweet dat 'n bewer wat 2 voet lank is met 'n voet en 'n half lange stert in 2 dae 'n dam kan bou wat 12 voet hoog is en 6 voet wyd is? Al wat jy nodig het om daardie groot baldedam te bou, is 'n bewer wat 68 voet lank is met 'n stert van 51 voet. Dis nou interessant. Maar waar gaan jy 'n bewer kry wat so groot is? Klaar die een metgesel. Ek is self nie seker nie, maar as jy hom wel kry, sal jy verseker weet wat jy met hom kan doen, antwoord die dodekahedron. Dis opset, maak klein Milo beswaar. En die dodekahedron gee hom toe. Wel, dit mag opset wees, maar onthou dit is heel akkuraat, en solank as wat die antwoord reg is, maak dit nie saak of die vraag verkeerd is nie. Nou, hoekom vertel ek hierdie surrealistiese storie? Want dis bietjie wat die Sadduseërs doen. Hulle bring 'n absurde bewervraag in die vorm van 'n raaisel na Jesus. Hierdie vraag gebore kom uit hulle oortuiging dat daar nie 'n hiernamaals, 'n lewe na die dood is nie. En die raaiselvraag behels 'n vrou wat in hierdie lewe met 7 broers trou en wat een na die ander sterf en wat nou self uiteindelik gesterf het. Wie se vrou is sy nou met die opstanding, Rabbi? Dis 'n stout vraag. Dis natuurlik nie bedoel as verheldering nie, maar as 'n toets, as 'n lokval wat hulle vir Jesus gestel het. Want hulle self is oortuig daar is nie 'n opstanding uit die dood nie. Nou sommer net so vir interessantheid, wie was die Sadduseërs? Elite priestergroep wat slegs die Torah, die eerste 5 boeke van die Ou Testament, die Pentateug, as gesaghebbend beskou het. En daarom het hulle geen ander bewystekste uit die ander Ou Testamentiese geskrifte of die profete as gesaghebbend aanvaar nie. Ek meen daar's 'n duidelike baie mooi teks in Daniël 12 vers 2, Ou Testamentiese teks wat ook dui op die opstanding uit die dood, nê? Wat dit sê, maar hulle het nie hierdie teks uit Daniël as gesaghebbend beskou nie en daarom ook die oortuiging gehad dat daar so iets is soos die opstanding uit die dood nie. Maar wyse rabbi wat Jesus is, baie slim. Jesus beroep hom daarom op 'n teks in die Pentateug in Eksodus 3. Hy in sy redenering met die Sadduseërs beroep hy hom op die verslag van die brandende braambos waar Moses gestaan het. Dit wil sê die deel van die Pentateug wat hulle wel, of van die Bybel, Ou Testament wat hulle wel as gesaghebbend beskou het. En is asof Jesus vir hulle vra, sou dit nie 'n bewys kon wees van die opstanding van die dooies nie? In ons teks vers 37-38, dat die dooies opgewek word, het Moses ook aangedui, waar hy in die gedeelte oor die doringbos praat van die Here, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob. Hy is nie 'n God van dooies nie, maar van lewendes, want by hom leef hulle almal.
Ja, nou sou 'n mens kon vra, in watter sin leef Abraham en Isak en Jakob? Het Jesus en Lukas bedoel dat hulle siele by God was, dit wil sê, hulle was onsterflik, of het hy bedoel dat, alhoewel hulle nie tans lewend was nie, hulle op die dag van opstanding wel sou wees? En dat is gevolg van God se verbond met die aardsvaders, 'n opstanding dus nodig was. Vir beide Jesus en vir Lukas was die opstanding van die dooies duidelike toekomstige gebeurtenis. Ons lees byvoorbeeld ook in Lukas 14 vers 14, Jesus se lering oor gasvryheid. Sê hy vir hulle, jy kan jou gelukkig ag dat hulle niks het om jou mee te vergoed nie. Dis nou die armes en nie die albehoewendes. Dat hulle niks het om jou mee te vergoed nie, want God sal jou vergoed by die opstanding van die wat reg gedoen het. Of Lukas in Handelinge 23 vers 6, wanneer Paulus verhoor word deur die Joodse raad, dan sê Paulus, of vertel hy dan, Paulus het geweet in die raad deels uit Sadduseërs en deels uit Fariseërs bestaan. Hy roep toe in die raad uit, broers, ek is 'n Fariseer en ek kom uit 'n familie van Fariseërs. Dit is oor die verwagting dat die dooies weer sal opstaan, dat ek verhoor word. En as hy dit nou agterna vertel vir die ander gelowiges, Handelinge 24 vers 15, ek het my hoop op God gestel, en net soos hulle verwag ek dat alle mense, goeies en slegtes, uit die dood sal opstaan. Vers 21. Al wat ek daar vir hulle gesê het was, ek staan vandag hier voor julle tereg, omdat ek aan die opstanding van die dooies glo. Dit lyk tog of Jesus en Lukas op die een of ander manier tog geglo het dat die aardsvaders in die huidige tyd lewe. Dat hulle beide geglo het in 'n bewuste lewe onmiddellik na die dood, sowel as op die laaste dag met die opstanding. En sou kon sê ook Jesus se gelykenis van Lazarus en die ryk man suggereer dit ook, nê? Kom ek lees net so 'n stukkie, ek lees van vers 22 af. Toe die arme man te sterwe kom, is hy deur die engele weggedra na die ereplek langs Abraham. Die ryk man het ook gesterwe en is begrawe. Toe hy in die doderyk in pyn verkeer, kyk hy op en sien vir Abraham daar in die verte en vir Lazarus langs hom en hy roep, Vader Abraham, ontferm u oor my. Stuur tog vir Lazarus dat hy net die punt van sy vinger in die water steek en my tong afkoel, want ek ly verskriklik in hierdie vuur. Hierdie hele storie suggereer tog iets daarvan dat Jesus en sy mense dit so oortuiging gehad het, kan mens sê. En dan hoewel nie almal heeltemal seker is oor die vertaling nie, en daarom dit nie ook as 'n bewysteks wil aanhaal nie, weet ons almal wat Jesus vir die een moordenaar aan die kruis gesê het, nê? Lukas 23 vers 43. Ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Nou dis 'n bietjie onseker, want party verklaarders sê die vertaling moet eintlik wees, ek verseker jou vandag, jy sal saam met my in die paradys wees. So dit word nou nie so gereeld as 'n teks aangehaal nie. Maar in ons teks klink dit tog asof Lukas wil sê die aardsvaders leef nou reeds, al het hulle nog nie die opstanding beleef nie. Hoe dit ook al sê, met betrekking tot die huidige onsterflikheid versus die toekomstige opstanding tweespeld, die Nuwe Testament is baie duidelik oor 'n toekomstige opstanding uit die dood. En dit is die groot troos van ons teksgedeelte, dink ek. En saam met Jesus se eie opstanding uit die dood en die belofte wat daarmee vir my en jou oor ons opstanding gepaard gaan, het Jesus die dood vir sy volgelinge in 'n komma en nie 'n punt nie verander. Nie 'n punt soos hierdie Sadduseërs en ander mense vandag nog glo nie. En dis tog die beste nuus wat ons kan hê. Jesus leef, hy het opgestaan uit die dood en daarom sal ons ook. Maar iewers iewers tussenin, in hierdie lewe word ons elkeen geraak deur die dood en die geweldige verlies wat daarmee gepaard gaan. Nie een van ons kan dit ontsnap nie. Almal van ons, as Jesus nog nie gekom het nie, sal deur daardie hekkie moet stap en verlies ervaar. En daarom is ons teks vir my en jou ook 'n aanmoediging om te waardeer en te koester. Daarom het Jesus se antwoord oor die hiernamaals tussen die lyne belangrike implikasies vir hoe ons nou leef, vir die hier en nou. Interessant, 'n ander Rabbi Sidney Greenberg het iets geskryf, 'n artikel geskryf oor verlies. En dan merk hy op
dat toe die Mona Lisa skildery in 1911 daar uit die Louvre in Parys gesteel is. Vir 2 jaar lank is dit weg. Hulle kon dit nie kry nie, hy is gesteel. Hy sê, wat was interessant daarna, het meer mense na die leespasie in die museum gestaar as in die vorige 12 jaar wat dit veilig daar gehang het. Wat is die gevolgtrekking? Hy sê dit wys ons na ons al te menslike geneigtheid om nie genoegsaam notisie te neem van kosbare dinge terwyl ons dit het nie. Laat egter een van hierdie waardevolle dinge van ons weggeneem word, dan word ons pynlik bewus van die leë ruimtes in ons lewe en ons aandag is dan skerp daarop gefokus. Ontelbare seëninge is daagliks deel van ons lewe. En ons raak baie keer onsensitief daarvoor. Hoe meer dikwels ons seëninge ontvang, hoe minder raak ons bewus van hulle. In sy eie woorde, hy sê, what is constantly granted is easily taken for granted. Too often it takes a serious threat to our blessings to make us aware of them. As ons bedreig word dat ons dit gaan verloor. Talryke Mona Lisas, leespasies op mure, waar 'n grootse skildery voorin gehang het. 'n Leesstoel waar 'n geliefde eens op 'n tyd gesit het. Iewers sal elkeen van ons leespasies in ons lewe in die gesig moet staar. Wees gereed daarvoor. Maar ons moet daarmee in die hier en nou waarderend leef oor ons seëninge. Veral waarderend wees teenoor die mense met wie ons in verhouding staan. Ons vergeet dit al te maklik. Doen daarom opnuut moeite met mekaar. Maak sommer vanoggend nog weer 'n koffiedייט met jou geliefde. Dalk iets om na uit te sien hierdie week. Die volgende navorsing, beginsel geld eintlik vir alle verhoudinge, maar 'n Duitse sosioloog, professor in sosiologie, H.W. Jürgen, hy maak die volgende navorsing. Hy sê egpare in 'n eerste jaar het gemiddeld vir 70 minute per dag gesels hulle met mekaar. Ja, dis bytelmal small talk. Hy sê 70 minute met mekaar. In die tweede jaar verminder dit na 30 minute en na 15 minute in hulle 4de jaar. In die 8ste jaar van die huweliksmaats se lewe is daar byna geen small talk meer nie. Raak die kommunikasie al minder en slegter. Maak moeite met mekaar. Daar kom 'n dag dat 'n mens na 'n leespasie moet staar. Moenie nalat om mekaar te waardeer nie en sê dit vir mekaar. Garrison Keillor, een van die skrywer, het 'n baie mooi verhaal geskryf waarin hy 'n dorpie skep met die naam Lake Wobegon. En dan vertel hy nou, hy ontwikkel 'n paar karakters in die dorpie. Onder andere in hierdie dorpie is daar 'n egpaar, Florian en Myrtle Krebsbach. Hy sê maar hulle lewe is so voorspelbaar. Jy kan presies sê waar hulle môre gaan wees, wat hulle môre gaan eet en so is dit ook. Elke Vrydag aand vir die afgelope 47 jaar nou al maak Myrtle presies dieselfde maaltyd van gekrummelde visfilette vir Florian. Maar elke Vrydag aand neem Florian sy eerste happie, maak sy oë toe, lek sy lippe af en dan sê vir sy vrou, "Ai my vrou, dis die beste wat jy dit nog gaai gemaak het." Hy spreek elke keer sy waardering uit oor haar gekrummelde visfilette. 2500 nou al so ver. Hy bewonder sy vrou en sy waardering koester hulle intimiteit. Ja, neem op die besluit om jou huwelik, jou verhoudings, die skat te maak waar jou hart is. Want waar jou skat is, daar sal jou hart wees. Kies dat jou verhoudinge, jou huwelik, jou verhoudinge, dat dit die skat is waar jou hart is. Sodat jy en jou geliefdes in die hier en nou al iets van die hiernamaals, 'n stukkie hemel op aarde sal belewe. Het julle opgelet hoe Jesus die Sadduseërs se raaiselvraag so hoopgewend beantwoord? Kom ons luister gou na 'n ander vertaling. Dis nou Engels, maar ek weet julle verstaan dit. Die Message vertaling sê dit so mooi. Jesus said, "Marriage is a major preoccupation here, but not there. Those who are included in the resurrection of the dead will no longer be concerned with marriage, nor, of course, with death.
They will have better things to think about, if you can believe it. All ecstasies and intimacies then will be with God. Even Moses exclaimed about resurrection at the burning bush, saying, God of Abraham, God of Isaac, God of Jacob, God isn't the God of dead men, but of the living. To him all are alive. Jesus bevestigde daar 'n lewe na die dood is. En dat die hemel soveel wonderliker is as wat ons osself kan voorstel, kan droom. Jy kan egter nie gevolgtrekkings of afleidings maak oor die hemel op grond van dit wat ons nou hier beleef nie. Ja, verhoudings sal daar wees, maar dit sal heeltemal anders wees, op 'n totaal ander manier. 'n Onbeskryflike goeie en mooi lewe lê vir ons in wag. Maar iets daarvan is ook in die hier en nou beskikbaar. Die goeie en mooi God gee lewe, gee goeie en mooi lewe. En hy spesialiseer in kommas waar ek en jy punte wil plaas. 'n Laaste getuienis. Gracie Allen, die vrou en komiese vernoot van die komediant George Burns, het tussen haar papiere 'n boodskap gelos van 'n man wat sy wou hê hy moes ontdek nadat sy dood is. Die boodskap was: moet nooit 'n punt sit waar God 'n komma geplaas het nie. En hiermee wou sy vir George aanmoedig om te onthou dat die lewe baie hoofstukke en seisoene het en dat dit aangaan, ook te midde van verliese. Ek dink vir baie van ons is dit 'n hoop as ons dit hoor, nê. George was 68 toe Gracie dood is en eerder om 'n punt na sy loopbaan te sit, het George daarna 'n klomp trefferflieks gespeel en 'n vol lewe gehad. Uiteindelik gesterf op die ouderdom van 100 nadat hy sy komma geleef het. Leef entoesiasties ook jou komma deur die krag van God, omdat hy God is. Jou komma, waarvan die kruis op Golgotha die grootste teken is dat hy ons minusse in plusse kan verander. En natuurlik ook die leë tuingraf, die ewige teken dat die dood nooit 'n punt is nie, maar 'n komma is. Amen. Here Jesus, ons kom vandag voor U met harte vol dankbaarheid. Dankie dat U die dood oorwin het en uit die graf opgestaan het. Dat U vir altyd bewys het dat duisternis nie die lig kan oorweldig nie. En omdat U leef, het ons hoop wat verder strek as die graf. U het die las van ons sonde op U geneem, die kruis verduur en vir ons so die weg na die ewige lewe oopgemaak. Ons is bly en dit gee ons hoop dat die graf U nie kon vashou nie, dat U oorwinning ons oorwinning is en U lewe nou ons lewe is. Deur U opstanding word vrees vervang met geloof, wanhoop met vreugde, ja, hartseer met vreugde en blydskap en die dood met die belofte van ewige gemeenskap met U. Kom leer ons asseblief om as mense van die opstanding te leef, dapper, vol medelee en seker van U onwankelbare liefde. Laat die oorwinning oor die dood ons harte vul met vrede, ons monde met lof en ons hande en voete met doelgerigtheid. Mag ons hierdie goeie nuus deel met 'n wêreld wat steeds na hoop verlang en soek. Dankie Here Jesus dat U ons nie net die belofte van lewe na die dood gegee het nie, maar ook die krag om nou voluit en getrou daaruit te lewe. Aan U kom al die eer, lof en aanbidding toe vir ewig en altyd. Amen. Kom ons sing ons slotlied, lied 385, wonderlike belydenislied, loof die Here, dit is volbring. Christus oorwin die dood volkome. Halleluja, dit is volbring. Gods goedheid vloei in volle strome. Kom ons sing die eerste en die tweede vers van lied 385 staande en dan bly ons staan vir die seënbede.
Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Geliefdes, kom ons dien die Here nou met ons dankoffers.